Luister, Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en met siel, met al jou krag. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Verlosser en van die Heilige Gees. Amen. Vriende, kom ons bely ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, die eniggebore Seun, ons Heer, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en derde neergedaal het, wat op die derde dag weer opgevaar het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Gemeente vriende, ons het ons geloof bely om die kerk reg oor die wêreld, om die kerk reg deur die eeue. Kom ons antwoord op hierdie geloofsbelijdenis deur om God te loof en te prys. Ons sing die 214 vers 1, 2 en 3 terwyl ons so bly sit. Oh
elkeen van ons harte leef en werk. Kom ons hoor ook nou hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef in die wêreld daar buite. Ons doen dit aan die hand van die bekende vertelling Lukas 10 vers 25 tot en met vers 37. Vriende, direk daarna, sonder aankondiging terwyl ons bly sit, antwoord ons dan ook die sin van die 526. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: "Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus sê vir hom: "Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar?" Hy antwoord: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself." Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, "Doen dit en jy sal die lewe verkry." Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: "En wie is my naaste?" Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê: "Toe man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan dat hy halfdood bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Net so het daar ook 'n Lewiet by die plek gekom en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby. Maar 'n Samaritaan was op reis en hy het op hom afgekom en toe hy hom sien, het hy innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na 'n herberg toe geneem en hom daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê: "Sorg vir hom en jy sal meer, as jy meer onkoste moet hê, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom." Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord: "Die man wat aan hom medelee bewys het." Toe sê Jesus vir hom: "Gaan maak jy ook so."
in 'n nuwe verhouding met U staan. Ten spyte van ons skuld, ons sonde, ons afvalligheid, lewe ons vandag en elke dag in 'n nuwe verhouding met U. Want U het Christus na die wêreld gestuur. Christus wat geleef het, gelei het, gesterf het, maar ook uit die dood het opgestaan het. Het hierdie nuwe verhouding met U moontlik gemaak. 'n Verhouding wat vandag begin en strek tot aan die ewigheid. Vandag, Grote God, het ons dit bely. Het ons dit weer opnuut gesê deur die Gees, dat ons dit weer opnuut kan bevestig. Maar terselfdertyd, Grote God, het ons ook gehoor hoe ons hierdie liefde, of hierdie geloof moet gaan uitleef. Met liefde aan U, en liefde en geloof aan mekaar. Mag ons, Grote God, vandag mekaar se broers en susters wees. Mag ons saam U liggaam wees, U kerk. Mag ons deur U bystand, U hulp die wêreld ons bystaan en help. Ons glo, Here, op die wyse verkondig ons evangelie, U woord. Op die wyse bring ons hoop en vertroosting aan die wêreld daar buite. Here, ons dra ook elkeen wat vandag hartseer is, alleen is, miskien siek is, op aan U. Ons vra dat U met die mense wil gaan, die geliefdes aan die dood afgestaan het. Ons vra, Here, dat U met ons dorp, ons gemeenskap, ons land, met die wêreld sal gaan, in hierdie moeilike, sekere tye. Ons weet, U is uitkoms kan bring. Dit bid ons, dit vra ons vandag, deur die Gees, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Gemeente vriende, soos jy miskien weet, is ons besig met 'n preekreeks oor die boek Exodus. Dit is aangrypend vir my, want op 'n unieke wyse kry ons weer te doen met die verhale wat ons as kinders gelees het en geleer het. Ons sien weer in hierdie preekreeksie, wat se diepte, wat se omvang in hierdie verhale vir ons opgesluit lê. Vir vandag se prediking lees ons Exodus 6 vanaf vers 1 tot met vers 12. God het vir Moses gesê, ek is die Here. Ek het aan Abraham, Isak en Jakob verskyn as God die Almagtige. Maar my naam, die Here, het ek nie hulle bekend gemaak nie. Tog het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee. 'n Land waarvan hulle nie burgers was nie. Ek het die gekerm van die Israeliete wat deur Egipte verkneg word, duidelik gehoor, en ek het aan my verbond gedink. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek, die Here, julle God is, wat julle van dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle bring na 'n land toe, wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het. Ek sal dit julle eiendom maak. Ek is die Here. Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel. Maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk, het hulle nie na hom geluister nie. Toe sê die Here vir Moses, gaan praat met die Farao, die koning van Egipte, dat hy die Israeliete laat trek uit sy land uit. Maar Moses sê vir die Here, die Israeliete luister nie eens na my nie, hoe sal die Farao nog na my luister? Ek praat juist nie maklik nie. Nogtans het die Here vir Moses en Aaron na die Israeliete en na die Farao, die koning van Egipte, toegestuur, met die opdrag
die Israeliete uit Egipte te bevry. Vriende, ons lees net tot sover. Gelukkig is die wat die woord van die Here hoor en dit ter harte neem. Vir vandag se prediking fokus ons spesifiek op vers 5 en vers 6 wat ons saam gelees het. Daar staan: daar moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. En veral hierdie deel is my belangrike vriende. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here, julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Vriende, broers en susters, soms gebeur dit dat ons in die steengroewe van die lewe is. Soms gebeur dit dat dit vir ons voel asof ons soos 'n slaaf in Egipte leef. Soms voel dit vir ons asof ons in die woestyn is. Ons weet nie waar ons is nie, ons weet nie waarheen ons op pad is. Miskien voel jy vandag so. Miskien is dit jou werksomstandighede. Miskien is dit siekte of ouderdom. Miskien is dit finansiële probleme of probleme met jou man of jou vrou of jou kinders. Elkeen van hierdie spesifieke situasies laat dit vir jou voel asof jy in 'n steengroef is. Jy's 'n dwangarbeider in Egipte. Jy's vasgevang in hierdie woestyn. Vriende, dit gebeur met elkeen van ons. En wanneer ons in sulke omstandighede bevind, gebeur dit soms dat ons ook vergeet van God. Ons vergeet van God en ons vergeet wie God vir ons is. Dit is presies wat gebeur het met Israel daar in Egipte. Vriende, hier bevind hierdie volke in Egipte. Hulle is slawe, hulle lewe in konsentrasiekampe. Elke dag moet hulle as dwangarbeiders leef in die steengroewe van die Farao. Hulle word gekonfronteer met hongersnood, met siekte, met harde arbeid, met lyding en pyn. Ons lees dat hierdie mense se lewensverwagting ongelooflik min was onder hierdie omstandighede. Vandag het geen plesier vir hulle gehou nie en daar was nie hoop nie, daar was nie 'n toekoms nie. Hulle het nie uitgesien na môre nie. Verbeel jy het in sulke omstandighede geleef. Verbeel jou vir 'n oomblik in die skoene van hierdie Israeliete hier in Egipte. Dit is heeltemal verstaanbaar dat hulle ook vergeet het van God. Dit is heel verstaanbaar dat hulle vergeet het wie God is. Liewe mens, in sulke omstandighede gebeur dit dat mens perspektief verloor. Jy verloor God uit die oog, jy verloor God se realiteit uit die oog. Teksgedeelte wat ons vandag saam gelees het, bevestig dit. God praat hier met Moses, gaan na die Israeliete toe, gaan vertel vir hulle wie en wat ek is. En dan word so mooi gesê in die teksgedeelte, deurdat ek wonders vir hulle sal verrig, gaan hulle weer sien dat ek die Here is. Hulle sal weer onthou wie ek is. Die implikasie natuurlik van hierdie uitspraak van die Here is dat Israel vergeet het. In hierdie moeilike omstandighede, hulle nie meer gedink aan die Here nie, het hulle vergeet van God. Juis in hierdie moment, in hierdie oomblik in hulle lewe, waar hulle vergeet van God, betree die Here weer in hulle lewe opnuut. Ons gaan selfs 'n bietjie verder gaan, vriende. Israel het nie net vergeet van God en wie God is nie. In hierdie hagelike omstandighede het hulle ook verval in afgodsdiens. In plaas van om te dink aan die Here, te fokus op die Here en sy woord, en hulle gegryp
ons baie duidelik. Josua 24 is Josua besig om met die volk te beklei. Hulle is al verder aangetrek en hier verval hulle weer in 'n stuk afgoderry. En dan spreek hy met hierdie ongelooflike woorde. Josua sê vir die volk, of so sê God vir Josua, ek het julle 'n land gegee wat julle nie bewerk het nie, stede wat julle nie gebou het nie, maar waar julle kon gaan woon. Julle eet van wingerde en olyfbode wat julle nie geplant het nie. Betoon dan nou eerbied aan die Here en dien hom met opregtheid en met trou. Sien af van die gode wat julle voorvaders ander kan die Eufraat en in Egipte gedien het. En dien die Here. Of as jy dit nie goed vind om die Here te dien, kies dan vandag wie jy wil dien. Die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kan die Eufraat. Of die gode van die Amorite in wie se land julle gewoon. Wat my en my familie betref, ons sal die Here dien. Duidelik sien ons hier in hierdie teksgedeelte dat terwyl Israel in Egipte was, hulle nie net vergeet het van God en wie God is nie. Hulle het ook verval in 'n stuk afgodsdiens. Omring met hierdie magtige nasie, die Egiptenare, en hulle groot kragtige tempels, kon hulle amper nie anders as om te gryp na hierdie strooihout wat hierdie afgodsdiens is. Ons doen dit ook soms, vriende. Daar in die steengruwe van die lewe, daar in ons eie Egipte as slawe, daar in ons soms verdwaal in ons woestyn, gryp ons ook na goed, wat ons dink uitkoms gaan bring. En in die proses, sonder dat ons dit eers besef, verplaas ons God. Ons vergeet nie net van God nie, ons verplaas God en ons vervang die Here met soveel verskillende dinge. Dit is uniek tot elkeen van ons. Op wat maak jy vandag staat en waarop steun jy wat in die proses miskien vir die Here vervang? Ons lewe byvoorbeeld in 'n tyd van tegnologie, waarin die omstandighede so druk is, lê ons op Facebook rond, of ons kyk TV. Party mense gryp na hulle werk, maar omstandighede so haager, dat ek eerder gaan werk en harder werk, miskien sal ek op die wyse uitkoms kry. Party mense gryp na goed soos drank of dwelms, eenvoudige goed wat wel bekend is aan ons. Jy moet vir jouself vandag afvra. Wat het die Here in jou lewe vervang? Wat het jy tot 'n afgod gemaak, waarmee jy God verplaas het? Die vraag wat natuurlik ontstaan, vriende, is hoe God reageer. Dit is die kruks van vandag se prediking. Hoe reageer God teenoor die Israeliete wat vergeet vir hom, wat vergeet wie hy is, wat selfs verval in 'n stuk afgodsdiens? Maar vriende, God kon hulle eintlik gestraf het nie. God kon eintlik sy rug op Israel gedraai het. God kon eintlik 'n ander volk vir hom gaan kies het. Maar dit is nie wat die Here doen nie. En hierin sien ons iets van God se hart, iets van sy identiteit, iets van wie en wat hy is. Wanneer die volk van God vergeet, openbaar hy homself weer aan hulle. Wanneer die God van God vergeet, maak hy homself weer bekend aan hulle. Hy sê dit in ons teksgedeelte wat ons gelees het. Hy sê, Israel gaan weer weet wie ek is aan die hand van die magtige wonders wat ek verrig. Dit is hoe God die volk weer herinner wie hy is. Ek dink dadelik aan die 10 plaae. Ek dink dadelik aan die tog deur die Rooi See. Ek dink aan die woestyntog, daar waar manna en kwartels vir hulle voorsien is. Of 'n wolkkolom in die dag wat hulle beskerm van die son, 'n vuurkolom in die aand wat hulle lei die dag van die woestyn. Aan die hand van hierdie wonders wat Israel beleef het, het hulle weer gedink aan God en weer onthou wie die Here is. En wie is God vir Israel? 'n getroue Vader, 'n liefdevolle Vader, 'n Vader wat genadig is, 'n
vir hulle die onmoontlike moontlik maak. 'n Vader wat weer vir hulle toekoms gee. 'n Vader wat vir hulle vryheid skenk. Daarvan uit die vrede kloue van Egiptenare. Lees ons die verhaal van Israel verder. Sien ons keer op keer dat hulle weer eens hiervan vergeet. Hulle vergeet van God, en hulle vergeet wie God is. Hulle vergeet hoe God se hart vir hulle klop. Hulle twyfel, hulle sondig, hulle maak selfs 'n goue kalf. Maar steeds bly God getrou en genadig en liefdevol vir hulle. Dit is waaroor die boek Eksodus gaan. Wie is God vir hulle? En duidelik aan die hand van hierdie verhaal word God se identiteit vir die voorgrond geplaas. God is getrou, God is liefdevol, God is genadig, God vergewe, God bring uitkoms, God maak die onmoontlike moontlik. En glo vriende, dis net so waar vir jou en my. Want nes Israel vergeet ons ook. Nes Israel vergeet ons van God en wie God is. Nes Israel maak ons onsself skuldig aan twyfel, aan ongeloof, aan sonde. Nes Israel bou ons ook soms ons eie goue kalwe. En verval ons ook soos Israel in 'n stuk afgodsdiens. Hoe reageer God teenoor jou en teenoor my wanneer ons op die wyse van die Here wegval? Wanneer ons op die wyse ons rug op God draai? Ons sou dink dat die Here ons moet straf, dat die Here ons moet verdelg, dat die Here vir hom ander kinders moet kies. Maar dit is nie wat gebeur nie. Nee, juist die teenoorgestelde. Nes in Israel se geval openbaar God homself weer elke dag opnuut aan jou en my. Hy maak homself bekend aan mense wat vergeet wie en wat hy is. Hy maak homself bekend aan jou en my deur sy woord. Hy maak hom bekend aan ons deur die Gees in ons harte werk hier in die gemeente en die erediens. Hy maak homself weer opnuut bekend aan ons wanneer ons die reën sien val. Die natuur sien reageer. Hy maak homself bekend aan ons. As ons kyk na ons medegelowige en sien met wat sy liefde, met wat sy vergifnis hulle lewe in hierdie wêreld. Elke dag is die Here opnuut besig weer om homself aan ons te openbaar. Hy herinner ons, ek is julle God en dit is wie ek is. Meer. God maak homself bekend aan jou en my. In die hand van wonderwerke. Onthou, in ons teksgedeelte daar gestaan, Israel sal weer weet wie ek is aan die hand van die magtige wonders wat ek verrig. En ek dink so werk dit ook met ons. God verrig elke dag wonders. En in die hand van hierdie wonders kom ons tot die besef wie God is en wat hy vir my is. Die grootste wonderwerk is natuurlik Christus se koms na die wêreld. Kyk ons na Christus, sy kruisiging, sy opstanding en die redding wat daardeur moontlik is vir ons. Onthou ons weer van God en besef ons weer wie hy is vir ons. Hoe sy hart klop vir jou en my. Hy is liefdevolle God, 'n genadige God, 'n God wat voorsien, 'n God wat die onmoontlike moontlik maak. Hy is teenwoordig, hy is met ons, om ons, in ons, hy is voor ons, hy is agter ons. Hy is die een wat die lewe van ons moontlik maak. En al reageer ons nes Israel met ongeloof, met twyfel, met sonde, al bou ons vir ons eie goue kalwe, weet ons en glo ons dat God steeds deur alles heen 'n getroue Vader vir sy kinders is.
woord verseker ons daarvan. Die kruis bevestig dit. Die oop graf oortuig ons van die wonderwerk wat ons verlossing is. Israel het herhaaldelik met ongeloof gereageer. Herhaaldelik het hulle self skuldig gemaak aan twyfel en afgodsdiens. Ek dink ons moet vandag juis die besluit maak, die keuse maak, bewuslik daaroor nadink. Ek gaan glo in hierdie Here. Ek gaan dankbaar wees wat hy vir my doen. En ek gaan nie langer myself neerbuig voor die goue kalwe van die Here. Die God is my eerste en my laaste prioriteit. Hy is die middelpunt van my bestaan. En ek rig my lewe aan die hand van hierdie realiteit. Onthou ek en jy vandag weer wie God is. Hy is my Vader. Onthou ons weer op die wie hy is vir ons. Hoe sy hart vir ons klop. Hy is liefdevol, hy is genadig. Gebeur daar ook 'n wonderwerk in ons eie gemoed. Dan kan ons verby ons eie steengroewe kyk. Al is ons dan 'n slaaf in Egipte, besef ons kan die omstandighede transcendeer en oor dit uitstyg. Bevind ons onsself dan partykeer in die woestyne van die lewe, kan ons dan ook die groter goddelike realiteit sien. Kan ons met hoop en met 'n stuk moed die moeilike omstandighede van die lewe trotseer. Weet ons wie God is en wat God van my dink, kan ons verby die hier en nou kyk en God agter alle gebeure raak sien. Dan kyk ons met geloofsoë na die steengroewe, die woestyne van die lewe. Ek sluit af met een laaste opmerking, vriende. Daar's baie mense in ons lewens, by ons werke, by die skool, waar ook ons onsself bevind, wat op daardie oomblik hulle self in 'n woestyn bevind, in 'n steengroef bevind, wat voel dat die lewe niks meer as dwaalde arbeid is. Dis mense wat hoop verloor, dis mense wat moed verloor. Ek dink dit is ons taak, ons verantwoordelikheid, om sulke mense weer aan God te herinner. En vir hulle te sê, dit is wie God vir jou is. Op hierdie wyse, deur die liefde, deur die vergifnis, deur die versoening wat ons met hulle toon, deurdat ons barmhartig is, deurdat ons hulle help en bystaan, wys ons iets van God se hart vir hulle. Luister hulle na ons hart, hoor hulle uiteindelik ook die klop van God se hart. Kyk hulle na ons, word ons God se openbaar. Kyk hulle na ons, dink hulle weer aan God. Kyk hulle na ons, besef hulle weer wie God is. Dis eintlik 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid, vriende. Ek en jy is God se openbaring aan hierdie wêreld. Deurdat mense na ons kyk, leer hulle weer iets van die Here. Dis die vraag waarmee ek u elkeen laat. Waarom dink die vreemdeling wanneer hy na jou kyk? Dink hy en sien hy iets van God in jou optrede? Of iets van die wêreld? Nog meer, wat sien die wêreld wanneer hulle na ons gemeente kyk? Sien hulle dat die Here in ons gemeente se wandelgange loop? Of sien hulle iets van die wêreld in hierdie baksteen gebou? Dis die vraag waarmee ek elkeen vandag gaan. Dis 'n vraag ook wat ek stel aan ons gemeente. Mag die Here deur sy Gees ons hierin bystaan. Kom ons word God se openbaring in hierdie wêreld. Mag elkeen wat ons sien en ons kyk, die hart van die Here in ons dominante ervaring beleef. Amen. En kom ons bid saam.
God, die ons Vader, baie dankie vir die groot voorreg dat ons vandag weer uit U woord kan lees. Dankie dat ons kan besef dat U nooit vir ons vergeet, selfs wanneer ons van U vergeet. U trouheid staan vas ten spyte van ons ontrou. En elke keer wanneer ons onsself in sulke omstandighede bevind, openbaar U opnuut aan ons. In Christus sien ons dit al die duidelikste. In Christus kan ons weer dink aan U en besef ons opnuut weer wie U is. Ja, U is ons liefdevolle, genadige Vader. Ons kan U Abba Vader. Mag hierdie weet en hierdie besef ook ons optrede en gedrag teenoor die wêreld en die mense van hierdie wêreld verander. Kom ons word U hande en voete, U openbaar in hierdie wêreld. En mag ons op hierdie wyse troos en hoop en versoening bring. In 'n wêreld wat gekenmerk word deur haat, seer en pyn. Here, dit bid ons vanoggend alleenlik in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser en ons God. Amen. Gemeente, kom ons antwoord nou die prediking met die sing van ons slotsang. Ons gaan Vonklied 70 sing en dan direk daarna wil ek vra dat u sal steeds bly staan vir die uitspreek van die seëngroet. Kom ons sing ons slotsang saam. Redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor